Baie welkom by hierdie week se aanlyn preek. Dit is lekker om saam met jou te wees. Ons is besig om te gesels oor van die eerste kerkleiers se korrespondensie wat hy met gemeentes gehad het terwyl hy in die tronk was. En ons noem dit groete uit die tronk. En ons is spesifiek besig om te kyk na wat Paulus, die kerkleier, geskryf het vir die gemeente van Kolossense. Nou ek weet nie of jy soos baie ander mense is nie, maar wanneer daar te veel keuses is, sukkel jy om iets te kies. As daar te veel opsies is, sukkel jy om 'n keuse uit te oefen. Jy het ook seker al saam met sulke mense, of dalk is jy so een, gaan uit eet by 'n restaurant. Die persoon kan net eenvoudig nie besluit wat om te bestel nie. En dan stuur mense die kelner weg, en dan kom die kelner terug, en die persoon het nou nog nie besluit nie, want nog soveel opsies. En dan baie keer, as van hierdie persone vroulik is, dan stel hulle voor, maar kom ons elkeen bestel iets verskillend en dan deel ons. Deel is nogal nie 'n ding wat 'n man aan dink as dit by sy kos kom nie. Ons deel nie sommer ons kos nie. Nou die gemeente van Kolossense het hierdie baie keuses of opsies gehad as dit gekom het by godsdiens. Jy weet, jy het die Romeinse invloed gehad. Jy het hierdie nuwe Jesus weg wat ons ken as Christendom gehad. Dan het jy natuurlik die Hellenistiese invloed van die Grieke nog steeds gehad en hulle idee van godsdienstbeoefening. En dan het jy ook Judaïsme, die Joodse geloof, want baie van die eerste Christene het uit Judaïsme gekom. En dan is so iets anders ook hier rondte gedoen. Ek sal maar 'n breë term gebruik, hulle het dit genoem die gnostisisme. En ek gaan net ietsie oor dit sê, wat dit spesifiek beteken. Maar hier was hierdie klomp opsies van godsdienste. En soos enige ywerige gelowige, jy weet, wou hulle al die basisse net dek en seker maak, jy weet, ons kom by alles uit. En daarom het hulle 'n klomp godsdienste begin inbring in die Jesus-volgelingskap, in Jesus se manier van hoe hy gevolg moet word. En dit het gelei tot 'n godsdienstvermenging. Die slim woord daarvoor is synkretisme. Dat hulle godsdienst het vermeng. En Paulus kom hiervan te hore terwyl hy in die tronk is, en hy's opgewonde oor hierdie nuwe gemeente wat ontstaan het, want hy was nie eers betrokke by die planting van hierdie gemeente nie. Maar hy kom tog agter, hy het nodig om vir hulle te wys hoe belangrik Jesus is as dit kom by Christendom. Verlede week het ons juist gepraat oor hoe hy 'n gedig gebruik het om op 'n poëtiese manier vir hierdie gemeente te sê dat Christus is Here oor die hele skepping, dat alles bestaan vir en deur hom, en dat hy het ons met God versoen, ons het niks en niemand anders nodig om dit vir ons te doen nie, geen ander godsdienst nie. Jesus is genoeg. En ons het die vraag gevra, is hy genoeg vir jou? Leef jy naby genoeg aan hom? Is hy jou alles? Nou vandag gaan ons 'n bietjie verder, ons gaan kyk na Kolossense, die eerste hoofstuk vers 24 tot en met vers 29. Nou ek gaan net so elke keer 'n versie of 2 lees en dan gaan ek 'n punt daaroor maak en so sal ons deur hierdie teksgedeelte stap, om op die ou ende iets te leer wat Paulus ook vir hierdie mense geskryf het. So kom ons lees. Nou is ek bly oor die lyding wat ek om julle onthalwe verduur. Ja, met my liggaam vul ek die oorblywende deel van die verdrukkinge van Christus aan tot voordeel van sy liggaam, die kerk. Die eerste gedagte is oor lyding. Paulus sê, ek is bly oor lyding. Hoe kom mens op 'n plek in jou lewe wat jy kan bly wees oor swaar kry, kan bly wees oor lyding? As jy in Filippense lees, ook 'n brief wat hy uit die tronk uit geskryf het, dan skryf hy op 'n stadium, moenie my jammer kry omdat ek in boeye is nie. Hierdie boeye van my het juist die evangelie bevorder. Jy sien, hy het 'n ontdekking gemaak dat jy kan ook jou getuienis uitleef deur die manier wat jy lyding hanteer. Jy kan jou getuienis sterker maak deur die manier wat jy moeilike omstandighede hanteer. Jy weet, vir die eerste gelowiges, die eerste kerk, was lyding deel van die pakkie. Hulle was vervolg, hulle was gemartel, van hulle is doodgemaak vir hulle geloof. En by hulle was daar geen twyfel nie. Lyding is deel van die pakkie. Jesus sê op 'n stadium self, in hierdie wêreld sal julle swaar kry, maar hou moed, ek het reeds die wêreld oorwin. Hulle het met hierdie woorde van Jesus geleef. Hy het vir hulle gesê, hy het die doekies omgedraai nie, hy het gesê hulle gaan swaar kry.
Hy het gesê daar gaan lyding wees. Maar Paulus kom op 'n plek wat hy sê, hierdie lyding van my, is ek bly oor, want dit bevorder dit wat ek eintlik wil doen. Ek doen dit ter wille van die liggaam van Christus, ter wille van die kerk, ter wille van 'n groter saak. Hoe sien jy jou lyding? Ek weet, ons as Christene vandag is baie meer gemaklik as die eerste eeuse Christene. Ons word nie regtig vervolg nie. Ons word nie regtig gemartel vir ons geloof nie. Ons hoor nie eintlik in ons land van mense wat sterf vir hulle godsdienstoortuigings nie. So ons sien nie eintlik lyding en swaar kry as deel van die pakkie nie, inteendeel, ons het hierdie idee, omdat ons Jesus volgelinge is, moet ons gevrywaar word van lyding. En dit is ongelukkig nie so nie. Die manier hoe jy jou kruis dra, die manier hoe jy die moeilike omstandighede in jou lewe hanteer. Paulus sê, ek is bly daaroor, want ek het geleer, hierdie is deel van my getuienis. Dalk 'n onregverdige situasie by jou werk. Hoe ly jy in daai opsig? Hoe kry jy swaar? Kla jy by almal? Skinder jy? Maak jy ander mense sleg? Of hanteer jy dit op so 'n manier dat Christus meer na vore kom in jou? Hoe hanteer jy die verhoudingsprobleme in jou lewe? Hoe bestuur jy jou finansies? Selfs as dit swaar gaan. Hoe werk jy met daai siekte wat jou pad langs kom? Of daai stryd van die een probleem op die ander probleem wat jou tref en jy voel later soos Job, jy wil op 'n ashoop gaan sit. Hoe gaan sit jy op daai ashoop? Hoe lewe jy? Want Paulus sê, ek is bly oor my lyding, want dit bevorder my getuienis. En onthou, wanneer ek en jy ook allerlei beproewinge beleef en deur moeilike tye gaan, leef op so 'n manier en verdra daai lyding op so 'n manier, dat dit op die ou ende Jesus Christus meer na vore laat kom in jou lewe. Dan skryf Paulus verder hierdie gedeelte, kom ons lees. Hy sê, waarvan ek 'n dienaar geword het, ooreenkomstig die bedieningstaak wat God aan my toevertrou het, om in julle belang die woord van God volledig bekend te maak. So hy praat van hierdie lyding wat hy het, ter wille van die kerk, en hy sê, van hierdie taak van die kerk, om Jesus se boodskap te verkondig, is ek 'n dienaar. Ek dien dit. Ek is in diens van dit. En dan praat hy van 'n bedieningstaak. Hy het 'n bedieningstaak ontvang. Hoe voel ek en jy oor ons bedieningstaak? Paulus skryf op 'n ander plek in Handelinge 20 vers 24, dan verwys hy weer na hierdie bedieningstaak. Hy sê, maar ek heg geen waarde aan my lewe nie, solank ek net my lewenstaak en die bedieningsopdrag van die Here Jesus wat ek ontvang het van hom, kan voltooi. Hy het met hierdie bewustheid geleef dat ek leef nie maar net nie. Ek is nie maar net hier nie. Die dinge in my lewe is nie maar net toevallig nie, maar alles dien hierdie lewenstaak van my. Alles dien die manier waarop ek en wat ek hier op aarde moet kom doen. Ek praat van 'n lewenstaak. As jy aan lewenstaak dink en bedieningstaak dink, dan dink jy gewoonlik, ja, dis seker maar vir sendelinge, soos Paulus. Of dis seker vir hulle wat voltyds in die bediening staan, of by 'n kerk werk, of by een of ander Christelike organisasie. En ons dink nie dat die dinge wat ek en jy doen eintlik deel van ons bedieningstaak is nie. Want dan, alles wat ons doen hier op aarde is deel van ons getuienis. Dit is deel van ons lewe in Christus. En dis wat hy vir hulle probeer sê. In Christus leef julle. En daarom is alles wat julle doen bediening. Dit maak die wêreld 'n beter plek as jy reg leef. Hoe hanteer jy finansies? Hoe hanteer jy jou huwelik? Hoe maak jy kinders groot? Dis alles deel van jou lewenstaak, selfs jou werk. En ek dink ons moet baie keer met ander oë na ons werke kyk. Want ons kan baie keer so net voel, dis maar net 'n manier om geld te verdien. En ons hou nie regtig van ons werk nie, want dit is nou nie 'n geestelike ding nie. Jou werk is 'n geestelike aktiwiteit, omdat jy 'n geestelike persoon is. Die manier hoe jy jou werk doen, is baie belangrik, is deel van jou lewenstaak. Nie almal kan sendelinge wees nie, net soos wat nie almal onderwysers kan wees nie. Nie almal kan boekhou doen, net soos nie almal kan somme maak nie. Of kunste en beeldend en skep. Van ons moet net besef dat waarmee ons besig hou elke dag is deel van ons lewenstaak.
Ek hou van wat Martin Luther geskryf het oor ons werke, as hy die volgende sê, what else then is all our works to God, whether in the fields, in the gardens, in the city, in the house, in war, or in government, but such child performance by which He wants to give us His gifts. Therefore our work, these are the masks of God, behind which He wants to remain concealed and do all things. God doen dinge op hierdie aarde, deur my en jou werke. Ongeag wat jou werk is. God doen goed. Is letterlik wanneer jy werk toe gaan, kruip God agter jou weg, en hy gee kos, en hy bring orde, en hy doen sekere dinge, afhangende van wat sy werk jy doen. En ek wil hê jy moet regtig oor jou werk ook dink, as 'n bedieningstaak, wat jy elke dag doen, omdat jy 'n geestelike mens is. Dan praat Paulus verder van 'n misterie. Kom ons lees verder. Die misterie wat vir eeue en geslagte lank verborge was, is nou aan sy heiliges bekend gemaak. God het self besluit om aan hulle bekend te maak hoe ryk die heerlikheid van hierdie misterie vir al die nasies is. Dan sê hy, wat is hierdie misterie? Christus is in julle die hoop op die heerlikheid. Hom verkondig ons, terwyl ons elke mens vermaan en elke mens in alle wysheid onderrig, sodat ons elke mens voor God kan stel as 'n volwassene in Christus. 'n Misterie. Wat is hierdie misterie? Nou ek dink, baie kommentators skryf, en ek is geneig om saam te stem, dat Paulus juis hierdie woord misterie 2 keer hier gebruik, as gevolg van die gnostisisme wat die ronde gedoen het gesê, jou liggaam is sleg, jy moet net fokus op jou gedagtes en jou intellek, en jy moet kennis kry. Jy moet meer kennis oor goed kry, en geheimenisse ontdek. En as jy geheimenisse het, dan is jy 'n meer geestelike mens. En ek dink hy probeer vir hulle sê, jy weet, daar's so baie mense wat vir jou sê, jy moet geheimenisse en kennis kry, van hierdie bonatuurlike goed. Maar hier is die geheimenis. Hier's waaroor dit eintlik gaan. Christus is in julle. Hy's in julle. En hy help jou om te leef in hierdie wêreld, en hy help jou om volwasse te word. Geestelike volwassenheid, geestelike groei. Ons kan dit regkry omdat Christus in ons is. Toe ek op skool was, het jy baie keer goed met brasou moes skoonmaak. Veral kopergoed, dat jy nou brasou opgesit, en as jy klaar met dit gewerk het, dan blink dit weer so. En baie keer is dit so, Christus is in ons, maar daar is so 'n bietjie skoonmaakwerk nodig, sodat hy meer na vore moet kom. Die misterie is, hy is in ons. Die uitdaging is, hy moet meer na vore kom in ons lewe. En dit is die proses van geestelike volwassenheid, soos hy meer na vore kom in ons lewe. Ek hou van wat Robert Mulholland skryf oor geestelike groei. Hy sê, spiritual formation is a process of being formed into the image of Christ for the sake of others. Process of being formed into the image of Christ for the sake of others. Eerstens, dis 'n proses. Dis 'n proses. Dit gebeur nie net. Ek moet werk daaraan. Tweedens, dit is ek moet vervorm word. Dinge in my lewe moet verander word. En dan is dit ook om soos Jesus te word. Want ons is almal sy disippels, sy vakleerlinge, ons soos hy te word. En dan sê hy, for the sake of others. En dit is geestelike restaurasie. Dis geestelike groei. Dis wat hy sê, hier's die geheim. Christus is in julle, maar hy kom al hoe meer na vore, soos wat julle geestelik groei. Dis die misterie. En dis waarna jy eintlik moet streef. Moenie ander misteries najag, ander geheimenisse najag nie. Die geheim is klaar uit. Jesus is die geheim. Jesus is die antwoord. Ek dink altyd ook, as ek aan geestelike groei dink aan restaurasie. As jy 'n meubelstuk vat en jy restaureer hom, jy vat 'n ou kar en jy restaureer hom, wat doen jy eintlik? Ons praat baie dat geestelike groei hierdie verandering is, maar weet jy, dis ook 'n restaurasie. Dis om weer te word wat God eintlik gedroom het die mens kan wees.
Jy vat hierdie ou kar en jy herstel hom weer na sy oorspronklike manier hoe hy gebou was en hoe hy gelyk het. Dan restoreer jy hom. Selfde met 'n bankie of 'n tafel wat jy afskuur en restoreer na sy oorspronklike toestand. En dis wat in geestelike formasie met ons ook gebeur. God help jou om werklik ten volle mens te wees. En dit vat my terug na jou lewenstaak toe. Wanneer ek en jy ten volle mens is, kan ons hierdie lewenstake van ons uitleef. Dan sluit hierdie gedeelte af met die volgende. Paulus sê die volgende: Daarvoor span ek my ook in, terwyl ek die worstelstryd voer, in ooreenstemming met sy krag, wat met mag in my werk. Daarvoor, waarvoor? Sodat alle mense geestelik volwasse kan word. Sy lewenstaak, hy verwys na sy lewenstaak. Hy sê, ten opsigte van my lewenstaak, span ek my in. En dan noem hy 3 goed, wat ek dink ons kan huis toe vat vandag, en vir onsself vat, as dit kom by ons lewenstaak. Eerstens, jy moet jouself inspann. Daar is dinge wat jy ook moet doen. Goed wat jy in plek moet sit, as dit kom by hierdie lewenstaak. Tweedens, die worstelstryd gaan nie altyd en noodwendig weg nie. Die lyding gaan daar bly, maar dit is deel van ons lewenstaak. Hy sê, ek span my in hierdie worstelstryd, so erken dit. Jy weet, God kan soms berge vir ons verskuif, maar soms is daar berge wat hy wil hê ons moet klim. En dit is deel van ons lewe, die stryd wat ons op 'n tydjie voer. Deel van ons lewenstake, hoe ons dit doen. En dan laastens sê, volgens die krag wat in ons werk. En dan gebruik hy 'n interessante woord, gebruik die woord energia, wat gewoonlik gekoppel word aan 'n bonatuurlike krag. Veral in die Nuwe Testament. In die Nuwe Testamentiese tekste word hierdie Griekse woord aan bonatuurlike krag. Hy sê, jy het die krag om in te span, maar daar is ook 'n bonatuurlike krag wat in jou werk. En wanneer hierdie twee by mekaar uitkom, stel dit jou in staat om jou lewenstaak te voltooi. Ek en jy moet soek na meer van sy krag in ons lewens. Dis wat hy, ons het in hierdie week Hemelvaart herdenk, dis wat hy ook vir hulle gesê het toe hy opvaar hemel toe. Hy sê, julle moet gaan wag in Jerusalem, totdat julle hierdie krag in julle lewe ontvang het. Kom ek vat saam. Paulus sê, daar's 'n lewenstaak. Die manier hoe ek lei, help met daai lewenstaak, help met my getuienis. Die manier wat ek deur moeilike tye gaan. Hy sê as 'n lewenstaak, maar hy sê ook, ons werke is belangrik. Die dinge wat ek en jy moet doen. Hy sê, om geestelik volwasse te word, is deel van ons lewenstaak, sodat Christus, die geheim wat binne in ons is, al hoe meer na vore kan kom. En daarvoor moet ons inspann, ten spyte van 'n worstelstryd. En ons moet soek na sy krag om dit te kan doen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir u woord en u woorde. Dankie dat ons kon leer uit hierdie teks rakende dit waarmee ons besig moet hou. Net soos wat Paulus 'n fokus gehad het, hy het gelei vir hierdie fokus, hy het gewerk aan hierdie fokus, hy het hom ingespan vir hierdie fokus, hy het gesoek na u krag vir hierdie fokus, wil ons ook rakende ons lewens u krag soek, wil ons ekstra insit, en wil ons die stryd stry, sodat ons kan doen wat u ons hier op aarde voorgeplaas het. Amen.